Dis 'n baie hartseer video wat ek hier vandag maak, want iets baie lelik is besig om in ons bedryf te gebeur. Nou ek weet die back-end klou is op die oomblik buite beheer. Dis baie groter as wat die regering of enige van die ingeligtes wat op die komitees is ooit vir die media of vir die regering self sal vertel. Miskien weet hulle net nie hoe groot dit is nie, omrede hulle nie op die grondvlak betrokke is by ons boere nie. Miskien is hulle ver verwyderd in hulle ligversorgde kantore. Dis hoekom hulle nie weet wat hier gebeur nie. Minder as 5% van die boere op die oomblik rapporteer back-end klou. Ek kan vir julle sê, ek kyk na daai nuutste rapport of verslag wat uitgegee is wat vir al die nuwe gevalle en ek kan net glimlag. Dit is absoluut belaglik. Ek weet in naburige omgewing en in my omgewing van baie meer gevalle as dit wat net in die laaste week wat ek van gehoor het van ouens. Dis net absoluut eintlik lagwekkend. Laat die regering dink hulle nog hierdie saak onder beheer. En op die einde is dit hulle regulasies wat ons meer skade maak as wat die back-end klou self maak. Kyk, dit is vernietigend vir melkboere, vir varkboere, absoluut vernietigend. Dit ruïneer daai ouens. Maar aan die ander kant, dan het jy ou wat as hy 300 koeie het, aan die einde het hy 50 oor wat hy kan melk, en dan kom die staat en sê, hy mag eers daai 50 melk nie, hulle is nou gesond, hulle is reg, maar hy mag hulle nie melk nie, hy moet alle melk onttrek, hy het geen inkomste vir die volgende jaar op sy plaas nie, hulle maak as ter waarheid sy deure toe, hulle gee hom die laaste nekslag toe, en ek hoor nie een van die organisasies daaroor regtig praat nie, alhoewel ek die NPO probeer hulle beste, maar ek hoor nie van die ander daar praat nie, hulle skree net die enting is die enigste oplossing, terwyl die regering wat regte reëls en regulasies moet hê, die enigste oplossing is. So eerste, hulle regulasies is op die oomblik daar, is van pas vir uitbrake, waar een plaas miskien in die hele Vrystaat uitbraak het, en hulle maak die hele 10 km toe, en niemand in daai gebied verkoop beeste nie, en dit raak nie regtig die omgewing so baie nie, want dit is een boer, dit is 'n geïsoleerde geval, en daai boer kan dalk gehelp word op maniere. Maar in die huidige omstandighede is dit totale hand uitgeruk. So byvoorbeeld weet ek van 2 boere, ek ken hulle persoonlik, wat glad geen vee mag verkoop vir die volgende jaar nie, hulle geen inkomste nie, as gevolg van back-end closure wat op hulle plase is. Die regering het tot vandag toe geen staatsveearts gehad om te kom ondersoek instel op daai plase nie. Hulle het nog geen kennisgewings ontvang nie. Hulle het maar net so baie die grapevine gehoor dat hulle plase toe is en dat hulle geen vee mag verkoop nie. Die regering het hulle nie kom bystaan, niemand het hulle kom bystaan nie. Staatsveearts het nie eers kom kyk nou hoe dit daar lyk by hulle nie. Maar die punt wat ek eintlik wil probeer maak, by die einde is dit net ons self wat hierso op die oomblik op onsself aangewese is. En ons hoor die organisasies daar buite wat skree end. Maar hulle vertel jou nie die realistiese gevolge van die end nie. Eerstens, en dis baie belangrik, jy moet weet wat in jou beeste ingespuit gaan word. Jy moet weet of die stam en dit wat hulle gaan inspuit gaan werk. Jy moet weet waar het vandaan kom. Jy moet 'n ingeligte besluit maak. Nie 'n besluit uit vrees uit soos wat op die oomblik besig is om te gebeur nie. Hoe een boer die ander boer kruisag omrede hy so bang is vir die stories daar buite dat hy bereid is om sy medeboer te kruisag uit vrees uit. Mense wat hulle inligting uitgee vir sekere groepe en instansies, wat ek nou al vir julle kan sê, uit binne kennis, dat ek weet wat ons nie goed gesind is nie, wat jou plaas en jou diere se inligting net na willens en wetens uitgee, want jy glo in die toekoms gaan hulle die pad vorentoe wees om jou te help. Hulle gaan nie, mense. Daai mense het ook belange in sekere ander plekke, waar hulle nie moet belange in hê nie. Hulle trek voordeel uit die huidige krisis van die back-end closure uit. Jy kan nie iemand wat voordeel uit die huidige back-end closure krisis voordeel daar uittrek, vertrou om na die beste van jou belange op te tree nie. Jy kan dit nie. Jy moet eerder gaan sit en die kat goed uit die boom uitkyk, ingeligte besluite neem. So byvoorbeeld een van die goed is, die ent is die oplossing. Kom ons vat die ent het sover as 2 miljoen beeste geënt. Daai 2 miljoen ente beteken absoluut nou niks nie, want nou vind hulle uit die virus het gemuteer, en dit is uit Botswana uit die entstof is 'n waterbaseerde entstof. Jy moet elke 3 maande dit ent, of elke 6 maande, om 6 maande immuniteit te hê, na 2 ente, en al sulke goedjies, wat baie ouens nie eens geweet het nie. Ek weet spesifiek van 'n oom, 'n familielid, verlangse familielid, wat weer back-end closure gekry het, hy het 3 maande terug geënt, hy het nou weer back-end closure, dis die ergste back-end closure, baie erger as die eerste uitbraak, selfs met die ent. So dat het die ent om nou regtig gehelp. Nou sê hulle vir ons, hulle gaan vir ons ente kry van Turkye en Argentinië, maar die probleem daarmee is eenvoudig, hulle het nog nie eers die stamme van die huidige uitbraak geïdentifiseer nie, hulle het nou eers, hulle moes al 6 maande terug, hulle moes al 'n jaar terug
die uitbraak in Suid-Afrika se stamme, gekyk het watter stamme het is en dit miskien gestuur het na Engeland toe, na die Pirbright Instituut toe. Maar hulle het nie, hulle stuur dit nou. Maar in die meantime bestel hulle alreeds enstof, sonder dat hulle weet wat se virus hulle teen veg. Dis so goed, ek het 'n sponsiekte uitbraak en ek gaan en vir miltsiekte en ek soos, yes, nou sê ek, dit gaan net nie werk nie, dis nie hoe enstof werk nie. Die ander ding wat hulle vir ons sê is, hulle sê jy gaan geënt word, jou beeste, 14 miljoen beeste gaan ent en dan is ons reg. Dit gaan ten minste 1 kraagdosis vat, as dit nie 2 vat nie. Eerste een 6 of 8 weke daarna en die volgende een 6 maande of 'n jaar daarna. So ons praat nou van 3 ente, maar kom ons vat net eers die eerste 2. Hulle sê in 'n jaar se tyd wil hulle 14 miljoen beeste ent, of in 'n jaar en 'n bietjie meer. Dit beteken 3 maande na van dit hulle begin ent het, gaan hulle weer die eerste beeste wat geënt is ook moet begin ent. So inderwaarheid moet hulle 28 miljoen beeste ent, nie net 14 miljoen nie, maar niemand sê dit vir jou nie. So sê hulle ook nie vir jou, dat hulle nog 'n derde keer moet ent, dat uiteindelik gaan opspring na 42 miljoen ente toe nie. Hulle sê dit ook nie vir jou nie. Verstaan jy hoe word ons absoluut belieg in die saak? Hulle sê nie vir jou, wat van die beeste wat van Lesotho af vrylik oor die grens beweeg. Beeste wat in Senekal loop, beeste wat in Ficksburg loop, beeste wat in Henneman loop, of nie in Henneman nie, in Markwart, wat daarvan? Hulle sê nie niks vir jou daarvan. Hulle sê niks vir jou van die beeste wat van Swaziland af oor die grens kom. Hulle sê niks vir jou van die beeste wat in die rooi gebiede is, wat in Natal is nie, of teen die Kleurwiltuin nie. Hulle sê niks vir jou daarvan nie. Hulle sê hulle gaan ons gebied skoon maak in middel van enting. Hulle sê niks vir jou van die feit dat sekere voerkrale en sekere individue, ANC gekonnekteerde individue, moet ek hierby sê, beeste gekoop het met die vorige uitbraak in 2022, en dis 'n welbekende feit hierdie, en daai beeste uit die rooi gebied gebring het, en vir ons hierso in die Vrystaat kom back and close gee het nie. Dit nadat daai vragmotor gestop is en regeringsamptenare met koneksies gesê het, hy moet deurgaan. Hulle sê niks vir jou, hoe 'n groot voerkraal, beeste onwettig in Zimbabwe koop, wat hy nie mag doen nie, dit in Botswana inbring, van Botswana af in Suid-Afrika inbring, en die beeste vervoer na ons toe, back and close beeste, maar hulle koop daai beeste vir 18 of 20 rand 'n kilogram, daai kalvers, terwyl ons kalvers dalk 28, 35 rand 'n kilogram is. So hulle maak 'n massiewe wins daarop. Niemand praat oor die feit dat daar nou sekere plekke is waarin ek bewus is, wat voerkrale gaan na mense toe, sekere voerkraal. Ek moet sê, daar is ongelooflike goeie ouens met goeie etiek daar buite wat dinge op die regte manier doen, maar 'n sekere groep mense wat nie dinge op die regte manier doen nie, en is besig om ons kleinboere te dood te druk en te verdruk. En niemand praat hieroor nie. En onthou, dis daai selfde mense wat op die oomblik gekonnekteer is, en daai mense wat jou plaas gaan dop met die tags wat jy in jou ore sit, gaan krap 'n bietjie dieper waar die ding vandaan kom. Daai selfde mense bied daai mense nou R20 'n kalf aan, hulle sal miskyk, laat die kalvers uit gekwarantyneerde plase kom. Al sulke tipe belaglikhede wat nou besig is om af te speel, en ek dink die mense praat nie daaroor nie. Ons sal dit self moet doen. Op die einde gaan jy as boer nie vir die regering kan kyk nie, en jy moet 'n ingeligte besluit neem. Jy kan nie 'n besluit uit vrees uitneem nie. Dis eintlik maar wat ek probeer sê vandag. As jy 'n besluit neem, neem net 'n ingeligte besluit. Moenie 'n besluit neem oor die bang is iets gaan gebeur, of iemand vir jou sê as jy nie dit doen nie, gaan jy nie jou kalf mag verkoop nie. Daar's boere wat sê ek sal seker maak as jy nie jou beeste geënt het dat jy nie 'n kalf sal verkoop nie. Weet jy wat, dit maak nogal 'n goeie boer soos ek hoogste donder in as jy dit vir my sê. Want jy gaan nie vir my sê ek moet iets doen anders te gaan jy dit met my doen nie. Dit is net nie hoe dit werk en ek bid baie van ons voel so. Jy gaan vir my verduidelik hoekom ek iets moet doen. Jy gaan my 'n ingeligte besluit. Jy gaan my nie afpers nie. Jy gaan nie vir my sê ek moet iets doen anders te gaan ek dit met jou doen nie. Dit is 'n manier om ons boere regtig goed te josie in te maak. 10 jaar van nou af, John Steenhuisen het 'n 10-jaar plan. Hy gaan nie eers nog 2 of 3 jaar in die parlement as landbouminister dien nie, as hy so gelukkig is nie. Wie gaan dan inkom? 'n EFF lid wat die ANC mee saamspan, 'n MK lid, 'n PAC lid, 'n PA lid. John Steenhuisen gaan hy wel wees nie. Wat gaan sy 10-jaar plan vir ons beteken in die langtermyn? Absoluut niks nie. Ek wil net hê, ek sê nie iets is verkeerd of iets is reg nie, maar ek wil net hê dat ons op hierdie manier begin praat oor wat die beplanning vorentoe is. En om te fokus op gaan nie die probleem oplos nie. Die rooi vleisbeeste gaan self gesond word.
Ons gaan immuniteit deur middel van infeksie of deur aansteking van die virus verkry. Ons moet kyk na die melkboere en die varkboere miskien op hierdie stadium. Hulle is in diep moeilikheid. Die rooi vleisboere is in die moeilikheid as gevolg van dit wat die regering drakoniese regulasies wat hulle instel op hierdie uitdag oomblik. En ek wil teen die mure uitklim as ons op hierdie oomblik na dieselfde mense wat die probleem help veroorsaak het, wat ons het waar ons vandag is, wat teen die boer, die kleinboer en die medium boer gekant is, wat teen die veilinghuise gekant is, want hulle het monopolie en hulle wil pryse kan vasstel soos hulle wil, want hulle besit saam meer as 2/3 tot 3/4 van alle voerkrale in Suid-Afrika. Wat hulle eintlik wil doen is, hulle wil ons almal weg hê op die einde van die dag. Hulle wil direk plase koop, of direk kalvers koop by mense wat hulle goedgesind is. Ek hoor daar is, 5000 boere wat opgeteken het, of rooi vleisboere of kommersiële boere soos hulle noem, wat opgeteken het vir RMAS se stelsel wat basies nou gaan koekeloer wat jy met jou beeste als doen. Daar is in Suid-Afrika, kommersiële boer is enige boer wat meer vee aanhou as wat hy self gaan gebruik. Het julle dit geweet? So is nie net die blanke kommersiële boere wat dalk 30,000 Suid-Afrika is nie. Dit is die hele mix om daais. Daar is omtrent 260,000 van hulle. 260,000 boere, dis kommunale boere ingesluit. Hy het 10 beeste, hy verkoop 2 op die veilingjaar. Hy is ook tegnies 'n rooi vleisprodusent. Daar's 260,000 van. Daar word nou gespog dat daar 5,000 boere aangeteken het vir RMAS. Dis maar net iets om aan te gaan dink. Hoe dit ook al sê, hulle wil ons absoluut tot op die randjie van bankrotskap dryf. En hierdie siekte doen dit, maar die reëls wat die regering daar stel, doen dit nog meer. John Steenhuisen stel nie mense op sy komitees aan wat hom teen hom staan nie. Hy stel mense aan wat hom goedgesind is. Wat sê ja, dis reg. En ek het al 'n paar van hulle aangevat persoonlik. Daar's so een ou in die nuutste komitee wat ek dink nie sleg is nie, wat al bietjie teen hom opgestaan het, maar verder al sy kritisie stoot hy een kant toe. Alles word deurgedruk met mense wat eintlik niks met die rooi vleis met ons te doen het nie, want hulle trek voordeel daaruit as hulle produkte verkoop word. En dit is iets wat my baie sterk teen die bors stier en styt.